Almal in die land gevang, dis tyd om te gaan. Gemerk deur bloed geseel met gans, God by elke man. Wolk van voor en see agter, dis sy hand wat ons hier bring. Steeds toets die woestyn, of jou hart sal bly sing. Dis 'n voorreg, bly om nou dank uit gesien, gehoor, gered, volg sy stem se klank. Uit voorsien en baan ons weg, daarom sal ek altyd sê, manna, dit is 'n voorreg. Dis 'n voorreg, bly om nou dank uit gesien, gehoor, gered, volg sy stem se klank. Uit voorsien en baan ons weg, daarom sal ek altyd sê, manna, dit is 'n voorreg. Manna, dit is 'n voorreg. So, as jy nie is en jy het geen idee wat nou gebeur het nie, ons is in 'n reeks wat ons noem teespoedtreffers, en waarna ons kyk, as ons kyk na Israel se grootste oomblikke van teespoed, hoe het hulle gereageer daarop, wat kan ons leer en wat kan ons beter doen. En so elke week het ons 'n liedjie wat ons noem 'n teespoedtreffer, en so hierdie week se tema, so aanvanklik, dit is belangrik, ek moet net hierdie sê, aanvanklik was die tema, manna is genoeg, maar terwyl ek voorberei die heel week, dan kom dit nie uit my gedagtes uit nie, en ek kan nie ophou sê, manna, dis 'n voorreg nie, en so, dit het gestiek, okay? So hier is ons nou, manna, dis 'n voorreg, okay? So, nou het ek 'n belangrike vraag vir jou. Het jy al ooit op 'n plek in jou lewe een of ander deurbraak beleef, wat jy gevoel het, wow, hierdie is definitief die Here. Ek weet nie wat dit dalk vir jou was nie, dalk het die besigheidsdeal deurgegaan, dalk het die verhoging gekom, dalk het daai verhouding, was dit herstel, en die oomblik toe jy die deurbraak beleef, toe dink jy, o nee, wag, hier is nie deurbraak nie, ek sit nou in die modder, Net ek, is dit net ek? Net ek. En so as jy dit al beleef het, is die vraag dan ook, maar wat doen ons dan daarmee? Want dis nie die Here nie, dis definitief, almal van ons kan sê, ons het al op een of ander vlak al deurbraak beleef van die Here af, né? Die Here het een of ander deur oopgemaak, ons beleef dit, ons is seker daaroor. Net ek, almal van ons, meeste van ons. Iemand, yes, dankie. En so ek sit met hierdie gedagte en ek het innerlike konflik en so ons as mense beleef dit so baie en as ons dan kyk na die Israeliete op 'n stadium wat hulle dit beleef het, dan dink ons aan toe hulle wegbeweeg het uit Egipte uit hulle slawerny uit. Né? Ons kan saamstem daaroor. Né? So ons in Exodus lees ons hierdie storie van die Israeliete wat uitbeweeg, Moses wat hulle sê, kom ons gaan nou iewers heen, en daar is ongelooflike deurbraak. Op so groot level dat dit my bietjie bang maak. Nee, kan jy imagine, jy staan voor die Rooi See, agter jou is 'n vuurwolkkolom, vuur uit die hemel uit, nee, agter jou, en voor jou gaan die Rooi See oop. So dis nie 'n klein deurbraak nie. Dit is 'n massive deurbraak. Asseblief gaan lees die storie.
Ons kan nie die hele storie doen vanoggend nie. Asseblief gaan lees dit. Maar nou is hulle deur. Deurbraak het gekom. En die oomblik toe die deurbraak kom, toe sit hulle in die woestyn. So die eerste ding wat ek wil sê, is die woestyn is nie 'n fout nie. Die woestyn is nie 'n fout nie. Ek kan nie myself indink dat die Here die Rooi See oopmaak en dan dink hy, o Jesus, ek het nie so ver gedink nie. Ek kan nie dit indink nie. Ek kan nie dink die Here het op 'n plek gekom wat hy dink, o, ek het nie gesien wat daar aangaan nie. Nee. Waarop ons gaan fokus is hoe het Israel gereageer die oomblik toe hulle die woestyn tref. Okay? So om die vraag te antwoord, wat doen God met die woestyn? Is hy gebruik dit, maar kom ons kyk hoe reageer Israel. Numeri 14 vers 1, die hele volksvergadering het toe hard uitgeroep en die volk het daar die hele nag gekerm. Al die Israeliete het by Moses en Aaron gemor en die hele volksvergadering het vir hulle gesê, het ons maar in Egipteland gesterf of het ons maar in die woestyn gesterf? Doodgaan sou ons doodgaan. Dis wat hulle vir hulle sê. Waarom bring die Here ons na hierdie land net om deur die swaar te val? Ons vroue en ons jong kinders gaan byt word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte terug te keer nie? Hulle sê toe vir mekaar, kom ons wys 'n leier aan en gaan terug na Egipte. Nou ek sê dit weer, die woestyn is nie 'n ongeluk nie. Die Here het 'n plan en ek wil julle net vinnig wys, ons kan gou daai kaart opsit. So van waar af die Israeliete so dis kind of hoe dit gelyk het, die woestyngedeelte, julle sien waar die berg is waar Moses die 10 gebooie gekry het. Nou daai hele trip, nê, was veronderstel om 11 dae lank te wees. 11 dae lank. En so nou moet ons vir mekaar sê dat wat ook al die Here beplan het vir die woestyn tydperk, het hy beplan vir 11 dae. En hoe reageer Israel? Hoe reageer ons baie keer teenoor die Here? Hierdie is nie okay nie. Ek soek iets beter. Dis wat ons dink. En God kom en op grond van hulle ongehoorsaamheid kom doen God iets. En is moeilik, maar ek gaan dit nou vir ons lees. Numeri 14 vers 32 tot 32 tot 34. 32. Maar wat julle betref, en hy praat nou met die ouer mense hierso, daai mense wat so gekla het, julle dooie liggame sal in hierdie woestyn val. En julle kinders sal vir 40 jaar lank in die woestyn wees. Hulle sal die gevolge van julle ontrouheid moet dra totdat julle lyke in die woestyn vergaan het. Volgens die getal dae wat julle die land verken het, naamlik 40 dae, sal julle sondeskuld moet dra, 'n jaar vir elke dag. Dis 40 jaar lank. Dan sal julle weet wat dit beteken om my as 'n vyand te hê. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek dit lees, is daar iets in my wat bietjie opstaan en dink, yes, dis bietjie erg. Dis bietjie swaar. Ja, hulle het bietjie gekerm, maar so erg. En ons dink dis wreed, maar ek wil julle asseblief herinner, dat ons net in die gedeelte voor dit, het ons stories gelees van hoe God 10 plaae uit die hemel uit laat kom en mal goed gebeur, sodat sy mense vry kan word, hulle beskerm teen 'n weermag, wat hulle nie eers teen hoef te beklei nie, 'n rooi see oopgemaak vir hulle om deur te beweeg, waar hulle 2 dae lank net bietjie stil sit. Hulle eerste ding wat hulle kan sê is, ek soek water. Nie dankie nie, nie loof die Here vir alles wat hy doen nie. Ek soek die vleispotte van Egipte. Nie omdat dit noodwendig great is nie, dis iets wat ek ken, en nou sit ek in iets wat ek nie ken nie, en dis vir my moeilik om hier te wees. En hulle kla,
En hulle vat God se goedheid. Hulle sê vir hom, dis nie goed genoeg nie. Dis wat hulle doen. En ek het al soveel gesprekke gehad met mense wat sê, Joe, ek hou net van die Nuwe Testament. Die Here is nicer in die Nuwe Testament. Nee. Die enigste rede hoekom jy so dink is omdat God se straf op Jesus uitgedien is. Dis die enigste rede hoekom jy so dink. Straf het nie weggegaan nie. En 'n volk, 'n mensdom, kies om teen God op te staan, wat nog net genade aan hulle gewys het. Op genade, op genade, op genade, op genade. Selfs in die Ou Testament. Ja, goed het anders gelyk. En die hele Ou Testament is daar hierdie storie van hoe God sekere goed in plek sit. Maar die genade was nog nooit weg nie. Daar's nog steeds iets wat God wil doen met die woestyn. En ons lees dit in Deuteronomium 8, vers 2 tot 3. En nou praat hy met hierdie volk wat nou in die land ingaan. In die beloofde land ingaan. Dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het, om jou nederig te maak, om jou te toets, om uit te vind wat in jou hart leef. Sou jy sy gebooie nakom of nie? Het hy jou nederig gemaak? Hy het jou nederig gemaak, jou laat honger ly en die manna laat eet wat jy nie geken het nie, wat jou voorouers ook nie geken het nie, sodat hy jou kon laat verstaan dat 'n mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat mens leef van elke uitspraak uit die mond van die Here. En so dis sy plan. Dis sy plan. So wat ook al die Here beplan het vir sy volk, om hulle op 'n plek te bring waar hulle hom erken vir dit wat hy gedoen het, sou 11 dae gevat het. Sou 11 dae gevat het. En ons maak dit langer as wat dit hoef te wees. En so ek weet nie waar jy is vanoggend nie. Ek weet regtig nie waar jy is nie. Dalk jy op 'n great plek en jy moet hierdie preek vir iemand stuur. Ek weet nie. Maar ek wil vir jou sê dat waar ook al jy is nie noodwendig die einde nie. Dis dalk 'n begin van die Here wat iets in jou hart wil doen, iets wil kom uithaal, iets kom insit, iets kom afbreek wat nie sy plan was vir wie jy veronderstel is om te wees nie. En so in hierdie fase, 'n belangrike vraag wat jy jouself kan vra, is, waar was ek ongehoorsaam? Waar was my geloof dalk nie waar dit moes wees nie, waar ek dalk in ander goed vertrou het, waar die Here gehoop het, ek sal na hom toe gaan? En dan baie belangrik, Here, wat wil jy in my lewe doen met hierdie? Wys dit net vir my. Ons is vandag op 'n plek waar jy iets voel en die enigste manier wat ons weet hoe om te reageer is om iets of iemand te blameer. En daar's 'n stuk onvergenoegdheid wat dan in ons harte inkruip. En dat ons baie meer vaskyk in wat ook al die Here vir my het in die beloofde land, eerder as wat hy in my wil sit om my reg te maak vir die beloofde land. Waar ook al dit is. Die tweede punt wat ek wil maak, wat God doen in hierdie woestyn, is God wil hê hulle moet onthou. Nie die vleispotte van Egipte nie, glad nie die vleispotte van Egipte nie. Hy wil net hê hulle moet onthou wie hy is. En vir hulle om te weet, God wil hê hulle moet onthou wie hulle is. En vir dit moet God vir hulle herinner wie hy is. Okay? En ons lees in Deuteronomium 7 vers 9, jy moet weet dat die Here jou God inderdaad God is, die betroubare God, wat die verbond en troue liefde in stand hou vir duisende jare lank, vir duisende geslagte lank. Vir hulle wat hom lief het en sy gebooie nakom. So dis wie hy is.
En maak nie saak waar jy 'n storie gaan lees in die Bybel van waar God homself openbaar aan mense nie, jy gaan altyd iets raak lees van God wat iets doen om by sy mense uit te kom en mense wat hulle rug op God draai. Jy gaan altyd so 'n storie lees, in ongehoorsaamheid optree. En so hulle onthou net iets wat gemakliker was. Nie makliker was nie. Ek het dit geken, vat my eerder terug soontoe. En daar's iets in hulle harte wat opstaan teen God. Maar daar's iets baie belangrik wat God kom doen het, lank voor Israel in Egipte gaan vassit. En dit is, God het 'n belofte kom maak aan Abraham. En ons het glad nie genoeg tyd vir daai storie nie. Maar ek wil ons net vinnig herinner aan die kernbeloftes, en ons sien dit in Genesis 12 en Genesis 15. Die eerste een is land. Okay? God het 'n belofte gemaak dat 'n spesifieke gebied, die land van Kanaan, vir Abraham en sy nageslag gegee sal word. Okay? Die tweede een is nageslag. God beloof om Abraham 'n groot nasie te maak, soveel soos die sterre. Okay? En die derde een is 'n universele seën. Almal val onder hierdie seën. Deur Abraham se nageslag beloof God om al die nageslag van die aarde te seën. Baie belangrik is dat vir my en vir jou wat Jesus erken, as die koning van die heelal, val onder hierdie belofte. En God kom herinner hulle aan wie hulle is, wie hy hulle geroep het om te wees. En hulle mis dit. Hulle sien dit nie raak nie. Hulle sien dit nie raak nie. Hoekom sien hulle dit nie raak nie? Want hulle dink hulle is nog slawe. Hulle sien God as 'n werkgewer, 'n baas in sy kantoor, wat sê, maak so, moenie so maak nie, doen dit, moenie dit doen nie. Insert blank. En daar's 'n kopskuif, daar's 'n hartskuif wat God wil kom doen, want hy wil die heeltyd kom sê, jy is nie 'n slaaf nie. Jy is myne. En God is heeltyd besig met sy volk rondom hierdie gedagte. Hy wil net hê, hulle moet na hom toe kyk. Hart en oë, gedagtes, alles draai na die Here toe en heeltemal hoop en geloof in hom sit. En hulle doen dit nie. Hulle doen dit glad nie. En hierdie Vader in daai tyd gee vir hulle alles wat hulle nodig het. Ons lees in Eksodus 16 van manna en kwartels uit die hemel uit. Ek sukkel in my hart en in my gedagtes om te verstaan hoe mense, terwyl ek dit sê, besef ek doen dieselfde ding met die Here regtig van tyd tot tyd. Maar hoe mense beleef hoe kos uit die hemel uitval. Al wat hulle moet doen is, hulle moet dit optel, iets met dit doen, sodat hulle brood kan bak. Net genoeg vir elke dag. Het jy al kos uit die hemel uit sien val? Ek onthou wel tye wat die Here ongelooflike goed in my lewe doen, en hoe my gedagte en hoe my hart op 'n stadium begin ek dink, Jesus Here, maar dit sou lekkerder gewees het as hierdie deurbraak so gelyk het. Kan U nie styks uit die hemel uit laat val nie.
medium rare. Die pepersousie. Ons mis wonderwerke elke dag. Ek beloof vir julle, ons mis wonderwerke elke dag, want ons is besig om so hard te kyk na wat ook al ek verkies. En ek dagdroom so oor die toekoms en wat ek dink, sal dit nie net great wees as dit so kan gebeur nie. Ja. As 'n familielid wat ek nie ken nie, baie geld vir my los. Ons dagdroom hierdie goed. En in daai seisoene is daar goed wat God in ons lewens doen, wat ons nie raak sien nie, en ons mis dit, want dit lyk net nie soos ek wil hê dit moet lyk nie. Bo op dit, sê God vir Moses, gaan na daai klip toe, gaan praat met daai klip, en dan kom daar water uit. Wat doen Moses? Hy gaan na die klip toe, en ek sien sy ongeloof. Hy sê soos, ek gaan nie met 'n klip praat nie. Tap hom met 'n stok. Wat doen God? Die water kom in elk geval uit. Ten spyte van sy ongehoorsaamheid. Moses het sy nagevolge gehad, hy het glad nie die beloofde land gesien nie, as gevolg van dit. Maar keer op keer op keer op keer, draai God se mense, hulle rig op hom, waar God net elke keer inkom en sê, nee, julle mis dit, dis ek, hou worry oor manna en water, ek gee dit vir jou, daar's meer as dit, God wil vir jou wys dat jy lewe, nie net van brood alleen nie, maar van elke uitspraak wat uit God se mond uitkom, en ek weet nie of julle dit onthou nie, maar Jesus het dit gesê, ek lees dit weer, hy het jou nederig gemaak, jy laat honger ly, die manna laat eet wat jy nie geken het nie, en jou voorouers ook nie geken het nie, sodat hy jou kon laat verstaan, en hier kom ons nou, dat mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat mens leef van elke uitspraak uit die mond van die Here. Onthou julle toe Jesus 40 dae in die woestyn was, een dag vir elke jaar wat die Israeliete in die woestyn was, en die 3 keer wat die duiwel hom kom versoek het op dieselfde manier wat die duiwel Israel versoek het, en elke keer was Jesus se antwoord, nee, ek het kos, wat my langer sustain, baie meer vir my beteken. En Jesus haal hierdie aan en hy sê, mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord, elke uitspraak uit God se mond uit. En Jesus moes kom regmaak waar Israel heeltemal die pot misgesit het. En ons iets in ons harte, dag in en dag uit, wat stoei met onvergenoegdheid. Dat ons prentjies en idees en goed vorm, verwagting in ons harte skep, rondom hoe ek wil hê sekere goed in my lewe moet lyk, eerder as om net na die Here toe te gaan. Want wie hy is, sustain my baie langer as dit wat hy vir my gee. Baie langer. En waar pas ons in hierdie prentjie in? Die derde punt wat ek wil maak is, ons is deel van hierdie belofte. Galasiërs 3 vers 29. Verder, omdat julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en dis erfgename van die belofte. En wanneer ek dit sê, dan wil ek nie hê ons moet dink aan hierdie belofte as land,
of nageslag of seëning nie. Want ons dadelik gaan, veronderstel is om te gaan, is, die Here het homself vir my openbaar, op een of ander vlak, iewers in my lewe. Anders het ek nie hier gesit nie. Iewers is daar iets in my hart, wat wil ernstig wees oor wie hy is. Dis hoekom ek hier is. Maar dag in en dag uit, gaan ons net, en ons vat die lewe soos hy kom, baie reaktief teenoor meeste goed wat ons kant toe kom. En ons raak hom vergenoegd. Ons dink die Here is net in dit wat ons by hom wil hê. En dalk is dit onbewustelik, ek doen dit. Die hoeveelheid keer wat my vrou vir my sê, hey, waar is jou hart? Omdat ek hierdie selfde goed doen, menslik, maar iewers moet dit nie meer verskoning wees nie. Iewers moet ek regtig wegbeweeg van dit wat ek hoop die Here vir my gaan gee, eerder na hom toe. Waar dat as ek in hierdie seisoen is, dat manna 'n voorreg is. Want dis wat ek nou nodig het. Boop dit is God baie meer as dit. Die feit dat ek na hom toe kan gaan, deur wat Jesus kom doen het, dis waar ons inpas. Jesus het iets kom doen en ons is welkom in verhouding met die Here. Dat ek soontoe hardloop. As teëspoed kom, dat ek na Jesus toe gaan. En sê, Here, net wat ek nodig het, solank ek net by U kan kom stil sit. Ons harte is hard. In my woestyn en Israel se woestyn het dieselfde God, dieselfde Vader, wat net vir jou probeer sê, maar dis ek. Jy sal eet, ek beloof jy sal eet. En dis nie 'n finansiële gesprek nie, as jy dink is 'n finansiële gesprek, dan mis jy dit. Jy sal eet. Ek beloof, jy sal eet. Maar ons is te bekommerd oor wat ek eet, as van wie af dit kom. Jou omstandighede is nie veronderstel om jou identiteit te verander nie. Of jy deurbraak beleef, en jy beleef dalk die deurbraak, en dan ewe skielik kom jy agter, ek sit vas in die modder, dis nie deurbraak nie. En of jy al in die beloofde land is, nie een van daai twee goed bepaal wie jy is nie. Wie God jou gemaak het om te wees nie. Die enigste plek waar ons dit kry, is by hom. En God is genoeg. God is regtig genoeg. Ek sluit af met Deuteronomium 2 vers 7. En is ook 'n stuk van herinnering. Die Here julle God het julle immers geseën in alles wat julle gedoen het. Hy het julle versorg, op julle trek deur hierdie groot woestyn. Hierdie 40 jaar wat die Here julle God by julle was, het julle geen gebrek
gelei nie. Geen gebrek gelei nie. Jou teëspoed is 'n geleentheid wat God iets in jou wil doen. En ek is eers om my hand op te steek, dat ek nie genoeg moeite doen om uit te vind, wat wil God in my doen nie. Ek is eers om my hand op te steek om te sê dat wanneer dit moeilik gaan, soek ek iets om te blameer. Eerder as om net te gaan stil sit en sê, Here, waarmee is U besig? Wys dit vir my. Ek wil in lê soontoe. Ek wil gaan sit by U en hoor wat wil U doen in my hart? Wie is U besig om my in te verander sodat ek meer kan wees soos wat U wil hê ek moet wees? En ek kan dit doen want ek is 'n kind. Ek is 'n seun van die huis. En ek is welkom by die tafel. Ek kan gaan sit by God. En net by hom wees. Sy stem soek, hom hoor. En dis net op grond van wat Jesus gedoen het. Niks van my nie. Niks. Jesus het net homself openbaar. En ek is so dankbaar dat ek dit net raak gesien het. En nou kan ek soontoe gaan. As jy alles vergeet wat ek vandag sê, onthou net die volgende stelling. Onvergenoegdheid kom altyd wanneer ons van God vergeet. Nie wanneer ons omstandighede moeilik is nie. Ek weet, ek ken mense wat meer geseënd is as wat hulle besef, en hulle sit met daai onvergenoegdheid. Dis nie genoeg nie. Ek soek meer. En dan ken ek mense wat met baie min klaarkom. Met baie min klaarkom. En as jy met hulle praat, dan sê hulle, Jesus, die Here is so getrou. Hy gee vir ons manna vir elke dag. Ja, dit is 'n moeilike seisoen, en die Here toets my geloof in hierdie seisoen. Ten spyte daarvan trek hy my nader aan hom in hierdie seisoen. En ek vra hierdie vraag, hoe kan hierdie twee bestaan? Mense met meer as genoeg lewe asof daar nie is nie. Weereens, dis nie 'n finansiële gesprek nie. Dis alles wat van God afkom. Tyd, geld, energie, vriende. Alles wat van God afkom, kom van hom af en is genoeg vir wat ook al jy nodig het, waar ook al jy is. Maar daar's mense met meer as genoeg, wat voel daar's nie genoeg nie. Daar's mense met minder as genoeg, wat met soveel meer vrede lewe as wat ek doen. En so daar's 'n hartskyf wat God mee besig is in sy mense. Nie net in daai tyd nie, vandag nog. En ek is vas oortuig daarvan, dat die Here vir ons iets wil doen, wat ons uitstel, want ons mis wat hy in ons wil doen, en ons kyk vas in wat hy vir ons wil gee.
wat hy 10 teen 1 wil. Wat hy 10 teen 1 wil. Jy kan op straat wees, of jy kan golf speel op fancourt, en God mis. Irrelevant van waar jy is. Want jou hart is ver van hom af. Maar wat ek vanoggend wil kom sê is, dit hoef nie 40 jaar te wees nie, julle. Dit hoef nie 40 jaar vir jou te wees nie. En wat ook al twee in jou hart opkom, wanneer jy hieraan dink, wanneer ek vir jou sê, dit hoef nie 40 jaar te wees nie, dit kan 11 dae wees. Wat ook al in jou hart opkom, is wat ons na die Here toe vat, en sê, yes Here, hoekom stoei ek so met hierdie ding? Hoekom kan ek hom nie wen nie? Vat dit weg asseblief, en gee my net manna. Gee my net manna. As dit is wat dit gaan vat, Here, om vir my om nader aan U te kom, om te verstaan dat U my wil leer hoe om 'n seun te wees of 'n dogter te wees en nie 'n slaaf te wees nie. Here, doen dit dan, asseblief. En dit is maklik om dit hier te sê, regtig, dit is maklik om dit hier te sê. Maar ons loop weg van die Here af, in social settings, by die werk. Ons loop weg van dit af. Identifiseer jou Egipte. Identifiseer daai gedeelte van jou wat verlang na iets wat die Here nie vir jou wil hê nie. Weet net wat dit is. En dan moet jy sê, yes, ek los dit. En nie een keer nie, elke dag. Elke dag, elke dag, elke dag, elke dag, elke dag. Here, hierdie ding staan weer op in my hart. Ek stoei met hierdie ding, ek los dit by U. Want wat ook al jy dink, jou gaan verander, of jou beter laat voel, of vir jou een of ander sin van fulfillment, ek kan nou nie aan die Afrikaanse woord dink nie, fulfillment, dit wat jy dink vir jou fulfillment gaan gee, dit moet uitkom, want dis net die Here wat dit doen. Objectively, dis nie eers naby nie. Dis nie eers maar maybe is dit daai verhouding wat ek wil hê moet herstel word. Maybe is dit daai verhoging of besigheidsidee. Nee, al daai goed subject onder wie hy wil hê jy moet wees en wie hy is en wie ons is as ons by hom is. Al daai goed. En sonder hom gaan ons altyd in daai posisie wees waar ons dink ek kort iets. Daar's iets wat my gaan laat beter voel. Al is dit Egipte se vleispotte. Want as ons nie by hom gaan wees nie, is dit elke keer terugdraai en dink, nee, maar dis dit, of as ek net so kan wees, of as ek net vriende met hulle kan wees, of as my salaris net dit kan wees. En elke dag moet ons op 'n plek kom, waar ek net brood het vir vandag. Dit wat my gees sustain. Want dis nie brood wat jou in die lewe hou nie. Dis nie brood wat jou in die lewe hou nie. En ek is lief vir 'n ou botterbroodjie, dis lekker, maar dis nie dit nie. So iewers moet ons identiteitsbevestiging ook net bietjie vasmaak in ons harte.
Het jy geweet jy kan vir jouself sê wie jy is sonder om dit te glo? Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Ek kan hardop sê ek is 'n Christen, maar ek kan in my binnekamer kan ek voel, yes, maybe ken ek hom glad nie. En so wat ek dan doen is, dan gaan sit ek in my binnekamer en ek sê, Here, ek wil net naby aan U wees. Help my net hierdie vang, soos net, gee net vir my openbaring hieroor. Want is nie in hoe great jou efforts is om hom tevrede te stel nie. Jou efforts om hom tevrede te stel is iets wat gebeur uit die verhouding uit, as gevolg van die verhouding. Ek doen nie great goed net om te verdien om by hom te sit nie, nee. So moet jy vir jouself neerskryf. Ek is 'n kind van God. En jy plak dit langs jou spieël, waar jy dit elke dag kan sien, en jy dit sê vir jouself tot jy dit glo. Maar nou, meer as ooit, is ons 'n generasie, is ons 'n mensgroep, wat meer onvergenoegdheid beleef, as, ek weet nie, verseker 30 jaar terug. Want jy maak Takealot oop op jou foon, en jy soos, ek soek dit, en ek soek dit, en ek soek dit, en ek soek dit. Of Auto Trader, mans, kyk net. Wanneer is genoeg? Net wanneer ons by hom is. Net wanneer ons by hom is. En as jy alles vergeet, wat ek vandag sê, onthou net dit. Onvergenoegdheid kom altyd wanneer ons van God vergeet. Nie wanneer ons omstandighede moeilik is nie. Ons sluit die oë. Here, ons dankie dat U so goed is, Here. So getrou is, Vader, dat U reg deur geskiedenis, Here, kan ons net sien hoe U na ons toe kom, hoe die mensdom dan wegdraai van U af, van U af, Here, en hoe U dan net weer eens nader kom. Here, en so vergewe ons, Here, waar U dalk ver voel, of buite ons omstandighede voel, of nie betrokke in ons lewens voel nie, Here, vergewe ons, Here, want ons besef, dis ons wat wegbeweeg, en is ons hart wat iets gaan soek, wat nie van U afkom nie, Here. Here, en help ons om eerlik te wees daaroor. Help ons om dit te identifiseer, Here, sodat ek in my hart kan beleef, dat dit net U is. Dat ek dit kan vervang, Here. Here, dat wanneer daai onvergenoegdheid opkom, Here, dat ek so oop sal wees vir wat U wil kom doen in my lewe. Eerder as net iets wat dit bietjie makliker gaan maak. Here, help ons en trek ons so naby aan U, asseblief, Here. Dat wanneer die vyand kom, dat ek vir hom kan sê, ek lewe nie van brood alleen nie, maar van elke uitspraak wat uit die Vader se mond uitkom. Dat dit net dit sal wees wat my sal onderhou. Here, soos Dawid gebid het in Psalm 51, restore to me the joy of your salvation.
Here, eerstens, laat my weer net blydskap ervaar oor dit wat U in my lewe kom doen het. Here, en dan tweedens, dat U my 'n gewillige gees sal gee, om binne in U wil te bly, Here. Skep in my 'n reine hart. Ons bid vir dit, Here, ons vertrou vir dit, kom doen dit in ons lewens, Here. Word verheerlik, Here, wys ons waar U beweeg, sodat ons saam met U daar kan beweeg, Here. Ons dankie vir U goedheid, Here, dankie dat U so intiem belangstel in een en elkeen van ons. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie, Here. Amen.